Assalamu alaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag keer ek in die kombuis saam met Samila Petersen nommer 2. Hallo julle. Luister, ek groet net en daar begin ek mos nou te hoes. Maar weet julle wat het gebeur? Ek gaan julle later die storie vertel, nie nou nie. Maar kyk gou hierso. Ek gesels vandag in die kombuis saam met Auntie Shamila. Maar dis nou weer Auntie Elsie se gedagte. Kyk hierso. Wat gee Auntie Shamila nou vir my om te doen, sommer met die eerste slag, né? As Eywe. Maar ek het gesê ek gaan nie meer stry nie en ek gaan nie meer beklei met Auntie Elsie nie. Ek gaan dit net so los en ek gaan dit maar net doen wat vir my gesê word. Dit is net 'n klein van, maar moet hom slaan, dan gaan ek vir jou slaan. Kan julle nou sien? Kan julle nou sien? Nou so nou. Jy laat ek eers Eywe my gas groet. Salaam alaikum Auntie Samila. Auntie Samila, wat dan Auntie Samila nou van daai Auntie wat nou vir my met die pan wil slaan nou? Ik kan niet helpen, maar ze is toch prachtig om iets verkeerd te zien. Oh, oké. So ek kan maar eerder geslaan word met die pan, maar solank Auntie te oulik is. Oké, no problem. Auntie Samila, wat maak jy vandag in my kombuis? Ik maak zout en peperhoender met beetjes en spices. Sout en peperhoender. Nee. Okay. Mijn ma, dat is onze family favorite. It's a family favorite. Ja? So. Nou, even wat ek nou sny, gaan dit dadelijk in die pot. Ik ga voor die rijst, spicy rijst. Even van die spijkerij. Ja. Oké. Ja. Nou sien julle, leer ek nou weer vandag iets hier met 'n eie storie. Ek het nog nooit eie gebruik van met spijkerij. Kan ik maar insit hier met... Gaan maar aan antenne. Ek wil nou weet nou, wat gooi jy nou daar in die pot? Verduidelik vir ons mense. Spijker in die potten. Ja? Want ik wil nou schroei. Zo'n beetje schroei Hoeveel nou? Dat is amper halve kopie. Hij zit er veel in, nie? No, it's not. Is het? It's just to caramelize. Caramelize. Oei. En dan is lekker. Oké. Dan is dan. Oké. En als hij nog bruin is, dan wat gebeurt nou? Dan zet ik nog mijn olie in. Ja. En dan ik ga nog mijn ondergoed. Oké, ik ga nou voor Auntie maar nog doppen met wat dan nou hier gebeurt. So daarop gaan nou wat? Nog suiker. Nee, die zout, ja. Wat nou sien? Die verskil tussen sout en suiker? Nie regtig nie. So daai sout en daai peper. Ja, maar iemand nou vir my 'n gunsie doen. Okay. Soos jy oorgooi. Sê vir my presies hoeveel. Okay. Want kyk baie van ons mense, hulle sit daar reeds met 'n pen en papier, want ek word elke week uitgeskel oor resepte wat nie betyds gegee word nie. So as jy ingooi, sê net hoeveel dit is sodat die mense net kan weet. It's about 2 tablespoons, maar ik heb Okay. It's about 2 tablespoons of salt to taste. Ja. En dan 2 tafellepels met peper. Dan is lekker peperig, ja. Okay. Maar ek sien nou jy weet met 'n lepel. Ons is nou so gewoond te werk met ons hande. En as jy voel jy kan wil werk met die hande, dan doen dit, okay? Die hande is mos skoon en jy het dit mos nog gewas, so ons gaan nie worry daaroor nie. Ons gaan nie daaroor worry nie. En ek moet net van die Samila sê, die rede is hoekom ek ook sê van die resep, aan die Samila se resep, gaan ons op die Pro Facebook page, Okay. onder Auntie Shamila se naam. Eerste keer. Kwaliteit. Ja, kom ons gee Auntie Shamila al die credit. Vir die eerste keer op die Pro-program, voor ons begin met die show, kry ons sommer 'n resep. En daai is like absolutely amazing. Daai moet ek vir julle sê. So okay, so hy is nog gesout en gepeper. Okay, nou sit ek dit in hier. Nou in daai pot is nou die suiker en 'n bietjie olie. Ja. Nou word hy aangebraai. Yep. En dan, als hij klaar is, Ja. klaar gebraaid, die kant dan haal ik hem op, dan zet ik mijn aardappel in. In dieselfde pot. Ja. En Okay. als mijn aardappel lekker dan is, en dan zet ik die hoenderboel oor, maak ik hem toe, dan steam ik weer. Dieselfde hoender of ander hoender? Nee. Dieselfde hoender. Ja. So, ik was om nog dit kant te draaien, en dan zet ik hem achterna boven op mijn aardappel. 'n nice metode, né? 'n nice metode. Dit kan ek vir julle sê. Nou, middag gaan we voor ons, die was ook een verrassing, bestemd. Okay. En ek sê vir julle altyd en elke keer, nie op Pro is daar altyd die eerste keer vir alles. So daai dit hoe hy nou daar gaan gevul word, is dit nou die eerste keer vir Pro. So okay. En dis dan Mila, jou uitjie. Nee, dat is oké. Dat reg wat ek aanvang. Ja, dat is reg, dat is reg. Okay. Maar ek sê Dan gaan we eerst die hoender gauw klaarmaken, Ja. ja, dan Ja. kan ons
Nou, as jy nou praat van die suiwere rys, hardloop gou vir my deur die suiwere rys. Wat maak jy? Ek sit nou fasolie in die pot in, en dan sit ek daai daarin. So 'n bietjie net so sag, laat dit net sag net sit ek daai daarin, die groente daarin. Goed. En 'n bietjie sag is en dan slyt so rys. Ja. Die witte slytkoek en die nieuw rys. Okay, alright. So dan. Dan sien ek nou ook aan die dalle aardappels klaar. Daarom moet ek nog steeds want ja weer aardappels gekry het om te skoon. Maar dit was nou net 'n agterskryf van Auntie Elsie om nou te sê ek moet die eie nou doen sodat okay. Okay, net verder ek was nou klaar met die pan so. Ons moet dit nou dan. Dan die Kamila, as ek kom maar praat, dan moet ek sê, meneer Louis, ja, toe die die baie skaal dat aan. As hy nou baie die seker wat om nou so lekker gou dan, né? Okay. Nee, dis reg, hè? Nee. En hy sê dit is goed, né? Hy sê dit is goed. Hy sê dit is goed dan. Die pizza control dan. Daai ou die ding net maak. Okay. Nou so jy nou gou kan sien aan die Kamila druk besig met haar hoender, maar die Kamila het nou nie gewone hoender het nie. Kan ek dan ook die chicken fillet gebruik? Ja, kan ek ook gou. Ek kan gou. Die chicken fillet. Wow, okay. Maar ek kan dit gebruik dan as ek dan. Nou wil ek ook weet man, as ek nou die chicken fillet wil sê man maak, hoe sal hy nou nie vroeg op 'n burger nie? Sal hy lekker wees? Ek sal lekker wees. Ek kan dit amazing wees. Ek moet hy op 'n burger met 'n lekker stuk lekker en tamatie en kaas en en die vida moet kry smoked chicken. Smoked chicken. Ja, ek maak smoked chicken. Ek maak smoked chicken met die rooibos en smoked. Daai dik op 'n burger. Julle nou dit gehoor. Ek kan weer hoor, hier kom sommer lekker resepte hier uit. So bly julle gou net daar wanneer ons terugkom. Want ek nog gehoor, wat is die storie met die rooibos vir 'n resepie? Welkom terug julle. Ek gesels nog steeds saam met Auntie Kamila in die kombuis. En ek kan julle sê, Auntie Kamila maak veel vandag 'n hoender, 'n sout en peper hoender wat nou ook gestrooi is met suiker. En julle kan nou natuurlik sien hoe lekker lyk die hoender, hè? Nou Auntie Kamila, hoender is nou Somerset klaar gebrys of op 'n ding. Wat gebeur nou gou? Ons gaan nou die aardappels maar insit in waar na toe gaan hy in die daarin, ja. Okay, so daar is daar 'n helfte wat ek nou klaar gesny het aan die Kamila. So ek gaan net gou verder aan die so. Wat 'n bietjie groot is. Ja, wat 'n bietjie groot is, sny ek net gou deur. Dan die Kamila, hoe oud was jy toe nou toe jy begin kook? Nee, baie vroeg. Ik was, you know what, met 12 en mijn man in het hospitaal. Is ik heb die kost gekookt spaghetti. Mijn pa was baie happy. But you know, when I was in high school, toen begon ik nou rechtig nou interest vatten. Koken. Dan laat ik nou nog. En ik heb een schoonpraat hier. Kan jullie nou zien? Laat ik jullie nou net mooi zien. Ik geef jullie elke keer. Hier is television. Maar een van die dagen krijg jy smell-o-vision. Want dan kan sy elke reek wat hier gedoen word in die kombuisen, gaan sy kan kry, terwyl sy lekker kyk. Nou, die koolsa wat hy kom enkele vir jy skoonmaak en dan, as ek nou rechtig praat van koek nou, en as ek die aan as die kos so ryk is, hy leek die aan. As die kos nie hoef. En jy moet gesê as jy vandaan gaan, dan moet jy hy kos was nie reg, jy laat jou op 'n mooi wy. Wat jy because all you want to do is clean. Yes. Dat is die bietjie so steam. Sê gou vir my, wat maak ek hier met die groentetjies? Okay. Daai ek gaan jy weer. Ja. En gaan hierdie nou hier oor. Ja, daai gaan daar oor, ja. Okay. Dit is garlic en parsley. Okay. Garlic and parsley butter. Alright. Sjoe. En hoeveel is omtrent nou hier gemaak? Daai is met 200 gram butter. Okay. Ja, en dan a little garlic and just... Maar soos mense het maar nog wel opstop en swaan. Okay, nice.
Dan ook maar die eiwit ook kry om in te sit dan hè. Ja, auntie, amper sê kan die Elsie. Sien aan die Elsie nou nog altijd in my mind van my wil klaar met die pan man. Nou net die Samila sê wat die Elsie. Nou, auntie Samila, nou daai was nog toe nou jonger was en as ek kind nou. Vandag is hy nou groot en ouma en al daai tipe van Oké, ouma nie wat aan te ouma. Oké, ouma nie. nog nie ouma nie. Okay. Alright. Nakalapag kanin pala. En sien dat die aardappel die sal in die antwoord. Yes. Je ziet, want het is kallen. En dan zet ik mijn boel en dan keren en dan wordt alles mooi gaar samen. Dan is het allemaal zo'n 110 man of verder op. Of een beetje water op? Als ik droog word, dan zet ik een beetje water en dan zet ik een beetje water. En keren en Hey, nice. En nou hierdie wat ek nog so lekker meng baie te gaan hy. Hy gaan in die oond, ja. So in die oond dus is dit ding. Dat is net daai stukkie daar lekker bedek daar. There you go. Nou, dis aan my as you know, moet kies tussen bak en kook. Watter een sal ek nou wees? Oh, altyd. Altyd. Ik bak biscuits for a living. Ik maak savories. You know, everybody tries to do something. Definitely. I'm all survive. So, maar dit gaan lang goed aan. alhamdulillah. Goed. We gaan nu die inzet. Soos julle nou kan sien, ek het nou die auntie se groente lekker hier gespys. Okay. Met die garlic butter en dan nou ook wat is nog een keer parsley, hè? So dit gaan nou in die oond. Iemand wil julle van my lekker nou kom help en sit maar nou hierdie mooi in die oond. Né? Is ook iets van het gaan aan dit self. Ik nog met zo'n. Maar ik doe met zo'n zijn. Ik kan niet van die potje. En ze zeggen dat don't be like that man, joh. Een stukje courantpapier krijgen. Een stukje courantpapier, oké. Krijg je nog courantpapier? Allemaal is dat nou net te doen met online en alles is online. Als je je couranten niet. Oké, there you go. So alles is op basis die klaar gebruikt. Ja, of nou net. Ik heb nog goed. So I know, sorry, Tumari. Nee, het is spijs vooruit. Ons kan moet breien in zo'n brood, dus het is spijs vooruit. Ik ben net zo'n beetje goed. Ik moet verder sê die reuke wat hierdeur kom. Het is absolutely amazing. Ja. Nou ja, julle, bly net gou daar. Wanneer ons terugkom, gesels ek 'n bietjie verder met Auntie Shamila. Welkom terug julle. Ek gesels nog steeds saam met Auntie Shamila in die kombuis en ek gaan vir julle sê Auntie Shamila maak vandag vir my vir die eerste keer wat ek nou sien met my eie oë, né? 'n sout en peper met suiker hoender. En ek gaan vir julle sê dit lyk en ruik absolutely amazing hier in die kombuis. Amazing. Nou dis Shamila, hoender, aardappels, goedjies is alles in daai pot. Nou is jy besig nou met die savory rys. Gou weer vir ons mense, wat is in daai pot vir die savory rys? Eiwit, die olie, dan is dit die groente. Goed. En dan die spijs voor rijst. Spijs voor rijst. Hoeveel spijs voor rijst? Dat is 2 tablespoons. Goed. Hoeveel groente? Handvol? Koppie? Een koppie. Olie? Niet zo skootjie, niet zo. Ja. Oké, geen probleem nie. Nou, die rys gaan nie nou in nie, want hy word nou gou so 'n bietjie nou gestimmer. Ons sit hom maar net dan nie. Dan Shamila, ek sien dan hier eet nou ietsie van 'n sousie hier. Ja, ek. Okay. Waarna toe gaan hy in? Hy gaan hier in, want ek gebruik 'n bietjie sojasaus. My ding is op. Ja. Maar of as ek soja het, gebruik ek oesters. Ja, maar oké, dat werkt. Ja, maar kom ik zeggen, die woeste of sojasaus? Enige iets wat ik kan gebruiken? No, wat is die barbecue sauce? Oké. Jo, dan is het as you want to. Jouw flavor. Ja. Dus we moeten zeggen, ik kan Auntie Shamila een recept maken, maar ik kan het mijn eigen maken. That's what we do. En Isabel, als ik nog mooi stil heb toegestaan, you know,
Maar sover is hy nou reg al amper. Ja, hy moet nou net dan is ook ja. As dit gaan. Ja, okay. Nee. Nou, dis Samila iets nog gepraat van die verkoop 'n paar goedjies en daai gou vir ons meer mense daar. Wat is dit wat jy verkoop? Ons is mos klaar hier, né? Ja, ons is klaar. Ek kan. Ja. So, wat is dit wat jy verkoop nou weer? Ek maak baie samosas in savories in veel, whatever you done is. En as ons nog praat van savories, wat is dit al wat jy verkoop? Pie, samosa, mash cups, dit is 'n steak cup. Dit is 'n pastry base, steak in, braaisteak in. Okay. Dat is 'n cottage pie en dan mash boel op. Okay. En dan pak hom sy en wow. Ja, my favorites en ek maak cocktail rolls. En je maakt het zelf, cocktail? Ja. En amper zeg je cocktail. Mini burgers en goedes te maak ek. Wow. Sjoe. Raai maar net om te zeggen, ons maak kos en dan donderdags maak ons as groep maak ons kos vir die Daro Arkam. Dan gee ek kos goed en dan maak ons die kos vir die gemeenskap. Ja, elke donderdag. Wow. Ons is altyd besig. Nee, maar dat is reg en ek hou van sulke gemeenskapstories, want dit is dan waar ons as die gemeenskap moet maar altyd kan by mekaar kom om te help vir ander, nee? So hulle dit moet mos nou maar altyd gebeur en so aan. Ons moet nie net dink aan onsself en so nie. Nou, dis saam hier ons is nog klaar met hom ook. So gaan dit nou in. Okay. Hy's klaar gekook, nee? Ja. En hy sit ons omtrent 2 koppies. 2 koppies. Alright. Laat ek nog mag vra hierdie reis daarin gaan. Vir hoeveel mense sal hy omtrent gedinge geweet? Kan ek genoeg vir my familie nie. Kan ek invat? Ja, goeie. Dan iemand net dinge sit dan. Opa. Here you go. Dit is maar vir 5 mense because ons is klomme nie uit. Okay, nee. Is genoeg vir dat. Ja. Maar nou kom sien en hy wil sommer nou 'n tweede en 'n derde skoep nou hê. Ja, nee, ek het gesien wat so is. Sy bakke skrik as dit mami am hungry. Hey. Ja. En dan dit. En ons het met ons kan nie morsie. Okay. Niks kan ons meer morsie, nee, absolutely nothing. En Samila, lyk vir my asof jy kan lekker kook en hoor nou jy sê wat jy kan alles doen en so aan. Maar hou jy van kook? As jy bestel van kan kook en hou van kook. Hou jy van kook? Ek hou van kook. Ek kan nie aan my gou daar. Nee, dat is het okay. Maar jy weet soos ek altyd sê, kan ek kook ja, maar hou ek van kook nie. Maar oké, ek moet maar kook, want dit is mos maar nou hoe die lewe werk, né? Dis hoe die lewe werk. Maar as jy Samila, ons praat nou van kokerye en so aan. Wat is kom ek sê, die floppe wat jy nou al oorgemaak wat kokerye betref? Dink as baie. Baie, okay, ons wil hoor, ons wil die stories hoor, you know? Want ons almal ken mos daai, ons kan dit ding vir hoeveel jaar maak, maar net 'n spesifieke dag, en wil die ding nou net teregkom nie, en almal van ons ken mos daai. Ek begin met samosas maak, dit my skoonma my geleer. Nou maak ons samosas, my skoonsister gaan trou met samosas maak. Okay. En dan is ons nog samosa nie. Ja. Ek leer nou, en ons haal trek af, en dan nou sê sy vir my, ek moet iets in die sak insit, en ek gryp sommer allemaal die leiersblare daar in binne die sak, maar sy vrou nie. Oh ja, it was a thing for me, because mense moet altyd die bin kan boe, met skoon familie, en hy doen jy sulke goed. Ja. Maar ek weet daarom na daai toe het jy nou precies geweet hoe het wat op. Ja, nee, mooi geleer. Nou weet jy nie, ek sê altyd, dat ek kan nie 'n samosa vouwe in 'n driehoekie. I just can't do that. Want my hoekies bly oop. Nou ek vou 'n samosa in 'n 4-hoek. Ja, in 'n 4-hoek. I like it mos nou amper soos 'n pie, soos wat. Die eerste keer het die kinders hulle klaar gelag, maar dit is vir my baie meer gemakliker as ek dit rol in 'n 4-hoek. Ek het nou ooit gesê 'n samosa moet net in 'n 3-hoek wees. As omdat ons is al so in daai mind, dit moet so wees, en dit is amper soos die kom ek vra wat is dit se naam? Etjie curry. Wie het gesê dan moet net etjies in 'n curry kom? Gooi sommer blerrie by pizza en man mag ek iets. Ja, nee. Maar ek sê ekonomie moet 'n mens maar alles. Ja, nou sien julle.
is te duur. Iemand het ook al nou gesê, hulle gaan in by 'n groot winkel en elke keer as hulle ingaan by die groot winkel, is die spesifieke ding of die spesifieke goede duurder as wat het verlede was. En nou die goedes word duurder, maar mense salaris Bly dieselfde. hy bly dieselfde. Nou hoe nou? Dink julle nou dis reg nou? Die salaris bly dieselfde. En meneer praat van die teksstorie. Die teks bly nie eens. Die teks bly nie eens agter nie. Maar ek wil nou net gou vir julle sê Auntie Samila se peper, sout, peper, suiker hoender. Ek moet daai suiker ook daar insit. Ryk en lyk amazing. Amazing. Dit kan ek vir julle sê. Dan die Samila ek nog gesien u skroei die suiker. Maar gewoonweg wat ek maak met my sout, peper en my suiker, daai smoor ek altyd met my yf. Ja, daai is nou al vir jare hoe vir my nog geleer was om en nie baie nie net dinge so om dit so. En dis hoekom ek ken nou die eintlik die soutpeper in die dinge se storie. Maar nee, daai is absolutely amazing. Bly julle gou net daar so, né? Wanneer ons terugkom, dan kan ek vir julle sê, my lippe is pink. Maar dan gaan ek mos nog proe. Ek gaan my lippe glad nie meer pink wees nie. Ek gaan seker halfpad geel en halfpad swart wees van hy peper. Bly julle net daar so, wanneer ons terugkom, gesels ons verder. Nou ja, julle het julle gesien hoe lyk die vrou se dish. Die groente, die hoender, die aardappel en natuurlik die suiwere rys. Auntie Samila, Auntie Elsie het gesê, jy moet net vir my bietjie skep net om te proe. Ek moet nie fritie so. Gee maar nou net 'n bietjie net om te proe. Auntie Elsie so pragtig was. You know what, né? Sy verpest my so ne, but I love it too much. I love You it like too much. cauliflower? That's enough. That's enough. I love Ek it kan too nog 'n much. bietjie rys gemaak. Nog 'n bietjie. Okay. Okay. En dan you can. 'n klein stukkie hoender, maar daar is net 'n boutjie wat klein is. Nie 'n vleertjie. Bismillah. So net 'n boutjie. En 'n aardappel natuurlik. I just klein love aardappel. I just love a potato. Nou Auntie, ons het mos nou lekker aardappel. Maar Auntie moet saam met proe. Nee? Gaan nie by my kos sit en dophou hierdie? Of ons se mense lus maakie? Ek gaan my naam in 'n plank so aan as ek gaan eet. Die aardappel is so sag. Tasty. Hier gooi ons nog 110, 12 speserye op ons hoenders, nee, om dit nou lekker te laat proe. Wat is beter as sout en peper? En nou is dit nou nog 'n bietjie suiker op. En julle wat dan suiker het, ek weet nie so mooi nie. Jy moet lig loop daar, jy moet lig loop. Ek gaan maar eerder nog 'n stukkie proe aan die aardappel. Absolutely amazing. Maar ek gaan weer hier omdraai. Want ons het nou nie baie tyd om alles te proe nie, maar Auntie Samila, jou suiwere rys, daai cauliflower, absolutely amazing. Ek is seker ons kan ons eie cauliflower ook maak, mos nie? Soos moet nou wil, né? Ek weet nie van julle nie, maar ek kan vir julle net lus maak. Want hierdie is 'n proper se Sondag agtermiddagse meal, soos hulle sal sê. Dit het van alles, want hulle sê ook mos 'n Sondag as jy Sondag is dan nie hoender op die tafel is nie. Maar my huis wil niemand meer hoender hê nie, so daar word nie meer hoender in my huis gemaak nie. So ek geniet my nou Auntie Samila se hoender. Absolutely amazing. Ek het nog nooit geweet dat sout, peper en suiker hoender kan so lekker proe nie. Ek gaan het definitief probeer. Inshallah. Sien dat die res in my huis nie meer hoender en ek gaan ek definitief dan self het probeer om vir my man nou ook mos nou maar te maak en so aan. So ja, ek wil maar nou net vir julle jaloers maak om vir julle te sê, Auntie Samila se dish is absolutely amazing. En ek, Auntie Elsie en Kamak, Boeta Ibrahim en julle weet, ons het altyd 'n gehoor in die agtergrond. Ons gaan daarom vir julle nou verder lekker proe. Die gehoor kan wag, Abida, ek gaan eers te proe.
Ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Shamila Petersen nommer 2. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Isa Michaels in die kombuis.